Goeiemôre, dit is Woensdag, die 19de Maart, vanoggend Lukas 13 vers 34. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig wat aan jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Jesus is hier hartseer oor Jerusalem, hartseer oor Israel, hartseer oor mense wat nie na God toe wil kom nie. Ongelooflike mooi beeld wat God hier gebruik, wat Jesus hier gebruik, om te wys hoe hy vir mense omgee en hoe hy mense wil beskerm, soos 'n hen haar kuikens. Ja, henne wat haar vlerke oopmaak, dat haar kuikens onder haar kan wegkruip as die jakkals kom om hulle te vang, of as haar brande uitbreek, as daar enige gevaar is, sal sy haar lewe gee om haar kuikens veilig te hou, soos Jesus sy lewe gegee het, vir elkeen wat glo, vir elkeen wat erken dat hy Here is en dat ons hom nodig het. Die hartseer is dat Jerusalem en die Jode die profete doodgemaak het, soos Jesus sê hier, hulle gestenig het, wat na hom gestuur is. Dat ons ook moet pas op, dat ons nie mense wat van God af 'n boodskap vir ons bring, te vinnig kruisig en wegjaag in ons lewe nie. Daarom moet ons regtig bid dat God vir ons daai vermoë gee om te onderskei tussen reg en verkeerd. Om te hoor wanneer dit sy stem is. Moet ons vir die Here bid vir wysheid en verleiding en nie te vinnig klippe optel en gooi nie. Moet ons vir die Here bid dat ons sal hoor wanneer ons moet kom om veilig te wees by hom. Hemelse Vader, dankie dat ons by U kan skuil, ja, soos kuikens by 'n hen, dat ons by U veilig is. Die Bybel beskryf U ook as ons rots, ons veilige vesting. Mag ons dit onthou, Here, in goeie tye, maar ook in swaar tye, dat ons nie op ons elf sal staatmaak en na die wêreld toe sal vlug en na allerhande strooihalms gryp nie, maar dat ons sal vashou in U liefde en U genade, en dit wat Jesus Christus ook vir ons kom doen het. Gee ons die vermoë om te onderskei, Here, tussen dit wat reg en verkeerd is, tussen ons eie stem en U stem, dat ons altyd U sal volg. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, kan bid vir hulle wat siek is in die hospitaal, vir wie operasies voorlê, dat ons kan bid, Here, vir hulle wat bekommerd is en hartseer en seer het, dat U ook vir hulle sal krag gee, hoop gee, en in besonder 'n bewustheid van U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.